Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 7de November 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê MK skors regter Tlhophe. Nuushooftrekke vir vandag: skilpaaie gestroop in park. MK skors regter Tlhophe. Nuwe gesprekke met FSA verloop goed volgens die presidentsie. Israel val weer vestings van Hezbollah aan. Quentin de Kock kry sy 100-tal. Die Franse hane is reg vir die bokke in Parys volgens die spelers. Die skielike skorsing van John Tlhophe, oud-regter-president en parlementêre leier van die MK-party, het gister weer klank in die parlement gevind toe president Cyril Ramaphosa ook betrek is. Die onderwerp het in Ramaphosa se mondelingse vraag en antwoordsessie in die nasionale vergadering opgeduik. Tlhophe se skorsing volg op die van Des van Rooyen, voormalige minister van Finansies, nadat die skaars 'n dag lank die pos van die MKP se parlementêre hoofsweep bekleed. Die MKP Dinsdag aand laat met groot fanfare aangekondig dat Van Rooyen as 'n nuwe parlementêre hoofsweep in die plek van Colleen Makubele aangestel is. Die besluit is egter Woensdag aand laat teruggetrek. Terselfdertyd is Tlhophe geskors omdat oud-president Jacob Zuma, DSK die MK1 se leier, ontevrede was met Van Rooyen se aanstelling. Leidens se verklaring van Masagele Mzobe, hoof van die MKP se presidentsie, is Zuma na sy terugkeer uit Burkina Faso oor Van Rooyen se nuwe aanstelling ingelig. Zuma het besluit om Tlhophe voorlopig as die MKP se adjunkpresident en parlementêre leier ter skors hangende ondersoek na sy optredes. Die verklaring lei ook dat die MKP se leierskops is baie stabiel. Van Rooyen was die MKP se 4de hoofsweep sedert die party die eerste keer na verlede jaar se verkiesing in die parlement verteenwoordig is. Die MKP het in minder as 'n jaar ook reeds 7 sekretaris-generaals gehad en 4 tesourier-generaals. Gerugte van verdere striwelinge doen die ronde. Makubele en Tlhophe het glo uitval gehad nadat hulle in 'n stadium noue bondgenote was. Die leedoppe van 19 skilpaaie is Saterdagmiddag gestrooi langs 'n voetpad in 'n natuurreservaat in Kaapstad gekry, en wat blyk die handewerk van stroopers te wees en wat skilpaaie doodgemaak het en hulle doppe oopgebreek het. Leidensverklaring het reservaatpersoneel die doppe gekry langs 'n voetpad wat aan die omgewingsopvoedingsentrum gelei het. Die skilpaaie is uit hulle doppe verwyder, wat daarop dui dat hulle gedop en geoes is, moontlik vir vleis of tradisionele gebruik, so lei hulle verklaring. Die voorval is ook by die polisie aangemeld. Die vermoede is dat dit die werk is van 2 mans wat die reservaat vroeër die oggend binnegekom het onder die voorwendsel dat hulle wil gaan visvang. Hulle het baie betaal om vis te vang en 'n visstok by hulle gehad. Fotografiese bewyse, sowel as videomateriaal van die verdagte se voertuig is aan die polisie beskikbaar gemaak. Die bondskilpaaie word nie as bedreig beskou nie en kom volop voor, maar as 'n beskermde spesies in Suid-Afrika en Namibië. Dis word die handel daarvan streng beheer. Die Kaapse Goeie Hoop Beskermingsvereniging, die DBV, sê by navraag, hulle is onmiddellik deur die metro van die voorval ingelig en gehelp met die saak. In hierdie stadium is daar geen beduidende leidrade buite die beskikbare fisieke bewyse nie. 'n Beloning van R5.000 word uitgeloof vir enige inligting wat kan lei tot die suksesvolle skuldigbevinding van hierdie stroopers. Vordering word gemaak in die onderhandelinge met president Donald Trump se administrasie oor die invoertariewe van 30% wat op Suid-Afrikaanse produkte ingestel is. Ons behoort vroeër of later 'n ooreenkoms te bereik. Ek hoop dit sal spoedig eerder as later wees, het hy gistermiddag in 'n reaksie op 'n vraag van Dr. Corneille Mulder, VF+ leier in die nasionale vergadering gesê. Volgens Ramaphosa handel die onderhandelinge ook oor ander kwessies as net die van tariewe, maar is Suid-Afrika bereid om ook daaroor te praat. Die goeie ding is dat die geraas tussen ons 2 lande bedaar het en ons is nou in ernstige gesprekke met die FSA betrokke, veral met hulle handelskantore, en dit is vir ons 'n groot vooruitgang, het hy gesê. Ramaphosa meen Suid-Afrika se boodskap dat kritieke minerale vooruitvoer in die land veredel word, sink ook in Amerika en wêreldwyd in. Ryan Smith, 'n DALP, het dit aan Ramaphosa gestel dat Suid-Afrika se beleggingsstrategieë ontspoor word deur hindernisse wat ingewortel is in ons land se mislukte binnelandse beleide, soos breedgebaseerde swart ekonomiese bemagtiging, die BG, SEB, wat wydverspreide korrupsie en selfverryking van die politieke elite fasiliteer en direkte buitelandse beleggings massief ontmoedig.
Ramaphosa het hierop gesê, hy het nog nie een moontlike belegger op sy buitelandse amptbesoeke teëgekom wat BG, SEB of enige ander plaaslike beleid as 'n hindernis vir moontlike beleggings geopper nie, het hy gesê. Israel het gister vestings van Hezbollah in die suide van Libanon aangeval nadat die groep die moontlikheid van direkte politieke gesprekke met Israel verwerp het en beloof het om homself te verdedig. Die Israeliese weermag het nuwe lugaanvalle op geboue in 3 Libanese dorpe, naamlik Tahibe, Tardeba en Ayad el-Jabal uitgevoer nadat inwoners gewaarsku is om die gebiede te verlaat. Een persoon is volgens Libanon sy gesondheidsdepartement in hierdie aanvalle oorlede. Hezbollah wat deur Iran gesteun word, weier egter om enige samesprekings met Israel uit te voer. Volgens die groep gee hy steeds gehoor aan die skietstilstand, maar handhaaf hy sy reg om homself te verdedig. Die Libanese regering het verlede week die leerbeveel om 'n plan op te stel om Hezbollah te ontwapen, soos wat in die skietstilstand ooreengekom is. Tog bestaan daar twyfel of die beleid in werking gestel kan word, aangesien Hezbollah die regering se haastige besluit om hom te ontwapen erg gekritiseer het. Alle maatskappye wat deel is van die misdaadsyndikaate wat 2 miljard rand by die Tembisa Hospitaal in Gauteng geplunder het, sal op die swartlyste geplaas word. Die SOE sê slegs die nasionale tesorie kan dit doen en dat hulle reeds hierdie name van die maatskappye daaroor aan die tesorie verskaf het. Vroeger is berig die SOE verslag lei dat 3 groot syndikaate en 6 kleiner syndikaate meer as 2 miljard rand by die Tembisa Hospitaal geplunder het. Een syndikaat word verbind met die Hlangwani Morgan Maumela, omstrede kartelbaas en tender-implementeer op wie die luukse Lamborghini voertuie en peperdierkunswerke die SOE onlangs by sy spokwoning in Sandton beslag gelê het. Sy syndikaat het glo meer as 800 miljoen rand deur honderde transaksies geplunder. Die SOE ondersoek het gespruit uit verdagte transaksies van 850 miljoen rand wat destyds deur Babita Deokaran, die vermoorde vletjieblaser en amptenaar van die Gautengse Gesondheidsdepartement oopgevlek is. Deokaran is op 23 Augustus 2021 in 'n beweerde sluipmoord voor haar huis in Johannesburg doodgeskiet. Grootspan is hard aan die soek in die Bethlehem omgewing in die Vrystaat om 'n rondloperleeu op te spoor. Hy het die onderdele draad langs die N5 gekruip om toegang tot hierdie plaas Astral te verkry. Lions Rock, 'n toevlugsoord van die dierewelsynsgroep Volpos buite Bethlehem, sê dis nie een van sy leeu's nie. Daar is wel ander leeuboere in hierdie omgewing is gesê. Dis ook nog onduidelik waar die leeu ontsnap het. Die leeu het ook nog niemand aangeval nie. Tsiduso Maitse, woordvoerder van die Dietslabing munisipaliteit, het gister bevestig die leeu is nog nie gevang nie. Volpos sal op bystand wees om plaaslike owerhede by te staan waar nodig, so sê Fiona Miles, die direkteur van hierdie organisasie. Eskom het nou amptelik toestemming gekry om ook die eenheid 2 reaktor van sy Koeberg kragsentrale vir nog 20 jaar te kan bedryf. Die NKR het reeds in Julie maand verlede jaar 'n soortgelyke lisensie vir eenheid 1 toegeken. Die reguleerder was in die wedloop om ten tyd om die lisensie vir eenheid 2 toe te ken voordat die bestaande lisensie van 40 jaar in November sou verstryk het. Eskom het onlangs aangekondig dat sowel eenheid 1 as eenheid 2 tans aan die nasionale netwerke gekoppel is. Eenheid 1 is op 29 Oktober weer aan die netwerk gekoppel nadat die eerste instandhoudingsdienste reeds gedoen is sedert sy stoomgenerators vervang is. Eenheid 1 lewer sowat 930 megawatt en eenheid 2 ongeveer sowat 940 megawatt, het Eskom gesê. As eenheid 1 ten volle op dreef is, sal hulle saam meer as 1800 megawatt se kapasiteit aan die netwerk kan lewer, wat sowat 5% van Eskom se nasionale kragproduksie verteenwoordig. Eenheid 1 kan dus nou tot Julie 2044 bedryf word en eenheid 2 tot November 2045. Swart ekonomiese bemagtiging, SEB, bly 'n belangrike beginsel. Enoch Godongwana, minister van Finansies, het Woensdag in vraatyd in die nasionale vergadering hierop gewys toe hy 'n vraag deur Dr. Joe Masongwai, ANC LP, gereageer het. Hy het in sy vraag daarop gewys dat die regulasies kritiek is om die transformasie van die ekonomie te versnel en die verkrygingsstelsel van die regering te verbeter. Die voorbereiding van die konsepregulasies het nou sy finale stadium bereik en sal gou gereed wees vir konsultasie in die regering met die geraakte ministers, sowel as sy georganiseerde plaaslike regerings. Die konsepregulasies sal daarna vir openbare kommentaar beskikbaar gestel word. Vordering wil volgens hom gemaak ten opsigte van aankope deur ondernemings wat deur swart mense en vroue besit word. Winnie Alexander, DILP, wou Godongwana weet hoe daar na 2 dekades 'n SEB-miljonair polities gekonnekteerde binnekring geskep is, terwyl omstandighede vir die werklose meerderheid vererger het en hoe herhaling hiervan voorkom sal kan word.
Korongwana het geantwoord dat daar 'n verkeerde afleiding bestaan dat SAB 'n handjievol swart miljonêers geskep het. Zimbabweërs moet steeds heeltemal te veel betaal om geld wat hulle in Suid-Afrika verdien het, huis toe te kan stuur. Volgens inligting betaal hulle 12,7% se transaksiekoste om R200 na Zimbabwe oor te kan plaas. Daardie koste is meer as 4 keer hoër as die G20 se teiken van 3% teen 2030. Zimbabwe is die grootste ontvanger van geldsendings van Suid-Afrika binne SAOG en in 2023 het daardie oorgedragte bykanste 9,6% van Zimbabweërs se BBP beloop. Streng immigrasie en bankwette beteken dat duisende Zimbabweërs nie bankrekening mag hê nie. Adi Savea sal die All Blacks môre op Murrayfield teen Skotland in die afwesigheid van Scott Barrett moet aanvoer. Barrett en sy jonger broer, Jody, die Spanse onderkaptein, is al by die afgelope naweek in die sege van 26 teenoor 13 oor Ierland beseer. Jess Lord en Leicester vervang die Barretts as onderskeidelik slot en buitesenter. Die flank Simon Parker is uitgelaat met Savea, Pieter Lakai en Wallace Titi, wat die nuwe los trio is. Fletcher Newell, Cody Taylor en Ethan de Groot is die vooruit gekies wat beteken dat Samasoni Tukayao en Tamati Williams en Pasilo Tosi die impakspelers op die plaasvervangbank sal wees. Gregor Townsend, afrigter van Skotland, het verras deur die vleuel Duan van der Merwe, grootste driedrukker in Skotse rugby uit te laat. Kyle Steyn, soos van der Merwe, is ook 'n Suid-Afrikaner van geboorte is bo van der Merwe op die linkervleuel verkies. Van Russell en Blair Kinghorn, soos wat verwag word, is terug op onderskeidelik loskakel en heel agter nadat hulle verlede naweek se toets in Suid-Afrika misgeloop het. Antoine de Pont, hierdie 28-jarige Olimpiese kampioen, behoort volgende maand vir sy klub Toulouse na aksie terug te keer, nadat Frankryk teen die Bokke, Fiji en Australië gespeel het. Lagarrick, wat 23 jaar oud is, sal na verwagting in de Pont se plek op skramskakel begin met Mazime Luku op die plaasvervangerbank in 'n herontmoeting met 2023 se Wêreldbeker kwartfinale, waar die Bokke op 'n dramatiese wyse gewen het. La Rochelle se de Klerk sal waarskynlik 'n skakelpaar vorm saam met Dupont se klapspanmaat Romain Nantamac op loskakel, die eerste keer dat hulle in 'n toets sal saamspeel. Dupont se afwesigheid laat ook 'n gap in die kapteinskap met Racing 9-2 senter Gaël Ficou wat die span sal aanvoer. Ficou, wat 31 jaar oud is, sal die 6 nasie kampioene in sy 97ste toer lei, soos in die geval in Julie se toer wat na Nieu-Seeland was. Die herontmoeting in die Stade de France bied Fabien Galthié se span 'n kans op wraak vir die nederlaag 2 jaar gelede, waar die Hane van 'n kans op die Wêreldbeker glorie op tuisbodem ontneem het. Ons fokus op hierdie wedstryd in 2025 en ons hoop in November ons veldtog goed te begin, voeg die 26-jarige speldskepper by. George Bailey, voorsitter van Australiese Keders, het besluit verdedig om die reeks om die as by die toetsspanne as veterankern te hou, nadat die voormalige kaptein Steve Waugh die span se verouderde profiel gekritiseer het. Bailey het na die aankondiging van Australiese groep van 15 spelers by die reeks om die as, wat slegs 1 speler onder 30 jaar oud insluit. Waugh se opmerkings is verwerping gesê die span is gegrond van prestasie gekies. Keders het die 20-jarige aanvangskolwer Sam Constas uit die groep gelaat, terwyl die groentjie Jake Weatherholt betrek is en nog 'n 31-jarige kolwer Marnus Labuschagne na afwesigheid weer ingesluit is. Weatherholt en Labuschagne sal saam met die 38-jarige aanvangskolwer Usman Khawaja in die reeks van 5 toetse teen Engeland gaan kolf. Australië se bulwerk is vir die grootste deel van 'n dekade deur 'n viertal wat nou in hulle 30's is, deur Stark, Lyon, John Hazelwood en Pat Cummins oorheers. Die Springbok staatmaker Pieter Stef du Toit is as die gesaghebende Franse rugbykoerant Midi Olympique se wêreldspeler van die jaar vir 2025 gekroon. Die koerant het die 33-jarige flank slot vereer vir sy onoortreffelike werktempo, bestendigheid en leierskap in die groen en goud, so berig Planet Rugby. Du Toit het in 2023 in Parys die bepalende vertoning van sy loopbaan in Wêreldbeker kwartfinale teen die Hane gelewer. In die Wêreldbeker eindstryd teen die All Blacks het hy ongelooflik 28 duikslae uitgevoer. Hy het in 5 van die Bokke sy 6 toetse op steelkant flank begin en elke keer die volle 80 minute in die wedstryd gespeel. Du Toit 2-3 teen die Argentinië in Durban gedruk en het 'n week later op Twickenham weer pyp presteer. Hy het die bal 8 keer gedra en 11 duikslae uitgevoer met die Bokke wat die eerste keer 2 rugby kampioenskapstitels agtereenvolgens kon beklink het. Die ander Bokke wat voorheen die Oscar Money prys gewen het, is Bakkies Botha en Victor Matfield wat in 2009 gesamentlik vereer is en Cheslin Kolbe in 2019. Suid-Afrika se stylse marathon, die Sunny Stagger, vind môre in die suidelike Drakensberge plaas. Die beginpunt van die marathon is van die golfbaan van die Premier Resort in Sunny Pass,
deelnemers hardloop, dan 21,1 km na die kruin van die Sani Pas op die grens van Lesotho en dan 21,1 km terug na die golfbane. Die hoogte bo seevlak is 2865 meter. Die hoofborg het 'n bonus van R30.000 op die spel geplaas vir 'n mansatleet wat die marathon vinniger as 3 ure kan aflê en die vrouens wat 'n tyd van 3 ure en 30 minute of minder kan behaal. Die Sani hardlooproeptes het ook 'n halfmarathon, 'n afwaartse wedloop, veldwedlope oor 38 km en 21 km en 'n gryswedloop oor 16 km. Die Proteas het gisteraand in Fasalabad, danksy Quinton de Kock, die tweede wedstryd oortuigend met 8 paadjies gewen om met 1 elk in die reeks van 3 wedstryde te maak. Pakistan het nadat hy die lood die 7de keer in 'n ry op die toer gewen het, 269-9 aangeteken. Suid-Afrika het toe met de Kock op 123 nie uit nie, wat hy van 919 balle geslaan het, wat insluit 8 viere en 7 sesse aan die spit reeds in die 41ste bilbeurt met 270 vir 2 geantwoord. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Die weerberig vir die streek lyk so: Messina 1826, Polokwane 1423, Lephalale 1629, Mbombela 1518, Mahikeng 1627, Pretoria 1626, Johannesburg 1325, Ermelo 917, Galagadi 1934, Gaborone 1830, Richards Bay 1722, Pietermaritzburg 1114, Durban 1522, Port St. John's 1422, Pongola 1721, Maputo 1926, Bethlehem 1123, Bloemfontein 1529, Allewal Noord 1230, Welkom 1530, Vryburg 1730, Kimberley 1831, Appington 2136, Prieska 1735, Springbok 1735, Karasburg 1736, Keetmanshoop 2035, Mariental 2135, Alexanderbaai 1421, Brandvlei 1834, Loedertsbaai 1424, Vredendal 20 in die oggend, 41 grade Celsius in die middag, Kaapstad 1629, Sutherland 829, George 1221, Jeffreys Bay 1324, Cabarra 1324, Graafreinet 927, Kaapougelas 1623, De Aar 1131, Multino 725, Beaufort Wes 1130, Oos-London 1323. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.36 teenoor die Amerikaanse dollar, 'n Australiese dollar kos R11.28, die euro verhandel teen R20.01, 'n pond kos R22.72, 'n yen kos 11 sent, silwer se prys is $48.44 Amerikaanse sent, platinum kos $1,553, palladium kos $1,403, goud per fyn ons is $4,006, Brent olie per vat is $63.52 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: mag jou dag goed begin, hou aan met die goeie dinge, dit sal verbeter. Aangename Vrydag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal en 'n aangename dag word vir almal toegewens.